Mens vergeet baie keer hoe gelukkig jy is om 'n plek soos die huis te kan noem. En hoe Suid-Afrikaners wat hier weg is, kan terugverlang na ons mooi land. Hallo, ek is Ilana Afrika Bredenkamp. Vandag hier op CO.za kuier ons by Suid-Afrikaners in Australië en Suid-Korea. Aangesien ons nou nog nie kinders het nie, het ons toe op 'n stadium net besluit, dit is nou tyd om ons goedjies te pak en bymekaar te wees, so nou trek ek agter hom aan. Ons het hier in Darwin aangekom en ek het die eerste week my CV uitgestuur. Ek was baie gelukkig geweest om 'n pos as 'n eksekutiewe assistent te kry vir die direkteure van 'n nie-vir-profit maatskappy. Nou Korea word regtig koud. Verlede jaar het my foon se weer app gesê dit was -26. Dit word baie koud. Vandag begin ons kuberreis in die noordelike punt van Australië, Darwin, waar jy versigtig moet wees waar jy swem, want die water is vol krokodille en gevaarlike jellyvisse. Dan gaan ons na Suid-Korea, waar onderwysers in 'n Amerikaanse Engelse aksent met kinders moet praat. Darwin is die hoofstad van die Australiese provinsie wat as die Northern Territories bekend staan. Dit is baie warm reg deur die jaar daar. Vir Tian en Antanya Haskin is dit die tweede stad in Australië waar hulle bly. Hulle was eers in Brisbane voordat hulle Darwin toe getrek het, waar die weer waarskynlik net benoud en meer benoud is. Nou ry ons om so 'n bietjie te gaan inkopies doen by die Woolworths hier naby ons huis. Dit is definitief nie soos die Woolies wat ons by die huis het nie. Dit is meer soos 'n Spar. Ja, soos 'n Spar, né? Dis heerlik, is baie lekker. Dis Woolies. Dis Woolies. Lekker parkering in Darwin se hitte. Darwin is berig om basies net 2 temperature te hê. Dit is warm en warmer. Baie warmer. Daar's 'n droë seisoen en 'n nat seisoen. So Darwin het glad nie 4 seisoene soos al die res van die wêreld nie. Dit is maar 'n droë warm of 'n nat warm. En uiteindelik na 'n lang dag se wag in die hitte, het ons die braaivleisvuurtjie aan en die reën het kom val. Nou, wanneer ons gelukkig genoeg is om die reën te kry, dan reën hy poele. Soos wat julle nou hier kan sien. Dit is omtrent stormwinde wat waai en dit is so lekker. Koel 'n bietjie af. En ja nee, die water hardloop hoor, is heerlik. So ons gaan nou eers so lekker vleisie op die vuurtjie sit en ja, ons sien julle weer. 'n Baie interessante ding van Darwin is Darwin het die meeste weerligstrale van die wolke tot die grond in die hele wêreld. Ja. Die geoloë reken is iets in die grond met die grond te doen, bietjie yster in die grond en so aan, maar dis nogal skouspelagtig. Ons het gisterand die mooiste donderstorm hier verbygegaan en laat ek julle sê dit is nogal dis soos fireworks wat 'n mens nie kan glo nie. Ja, as die hemel oopmaak, stort hy neer en dit stort poele om ons neer, so dis baie lekker. Sy is gebore in Bloemfontein en het groot geword in Polokwane en hy is van Pretoria. Al het hulle baie naby aan mekaar groot geword, het Tian en Natanya mekaar in 'n ander land ontmoet, Angola. Hulle het albei daar gewerk aan verskillende projekte. Ek is 'n meganiese ingenieur van Tikkies af, het begin werk en in 2008 Angola toe gegaan om bietjie daar te gaan werk in die buiteland. Daar's al bietjie gewerk aan tankstoor fasiliteite. Vir diesel en kerosien en ek het vir Natanya daar ontmoet. Sy het gewerk op die projek net langsaan en ek het haar eintlik ontmoet soos in 'n James Bond fliek waar sy uit die see uit gestap gekom en ek het 'n bietjie gesnak na my asem. So ek het haar daar ontmoet. Ja, ek is in 2008 ook Angola toe en het ek op die projek daar gaan werk. Ons het 'n hawe gebou en 'n groot FPSO's ingekry om dit so 'n werkswinkel om die goed reg te maak. Ons maatskappy het 'n strandkroeg gebou want ons het ons eie privaat strand gehad. En nou ja, toe loop ek die ouetjie daar raak en dit was maar liefde op eerste sig. Nou sit ons hier 6 jaar later. So in Januarie 2012 het ons oorgekom Australië toe. So ons het oorgekom net met $150 in ons sakke. Tian het 'n werksonderhoud gehad in Suid-Afrika en hulle wou hom gehad het en het hy die werk gekry in Australië en ons het toe nou gedink dit gaan 'n baie lekker avontuur wees vir jy is jonk, so jy kom maar nog rondtoer. Van beroep is ek eintlik 'n klereontwerper. Ek het my graad klaar gemaak hier in Australië deur 'n London company
en ek het in Brisbane my eie ontwerp. Tiaan se werk behels dat hy baie moet reis en dit is op 'n manier die rede hoekom hulle in Darwin beland het. Op 'n stadium met sy wegwerkery het dit bietjie sy tol gevat. Ons het mekaar baie min gesien want hy's regtig oor die hele Australië verskuif. En aangesien ons nou nog nie kinders het nie, het ons toe op 'n stadium net besluit dit is nou tyd om ons goedjies te pak en bymekaar te wees. So nou trek ek agter hom aan. Ons het hier in Darwin aangekom en ek het die eerste week my CV uitgestuur. Ek was baie gelukkig geweest om 'n pos as 'n eksekutiewe assistent te kry vir die direkteure van 'n nie vir profit maatskappy. Die naam is CAPS, dit is die Council for Aboriginal Alcohol Program Services. En basies wat ons doen is ons is 'n rehabilitasiesentrum vir Aboriginal mense in die gemeenskap om en by Darwin. Ek is ook baie gelukkig om direk langs die DBV van Australië te werk. So ek gaan help hulle baie uit. Ons stap die honde en vryf die katte, maar dit doen ek nou in my etenstye of voorwerk of nawerk en op naweke ook. Ek werk hier so op 'n olie en gasprojek hier so in Darwin. Ek werk so 'n bietjie op ons noem dit die warm en die koue kant van 'n produksietrein waar ons gas vat en die gas kom uit die grond uit. Ons verkoel dit totdat dit vloeibare gas is en dan pomp ons dit uit na die skepe toe. Van daar af gaan dit na plekke soos Japan en China toe. So dis baie 'n geweldige interessante projek. Die twee sit nie stil nie. Hulle het 'n nuwe land wat 7 keer so groot is soos Suid-Afrika en 'n paar ander lande al verken. Dit is nou makliker nou dat hulle Australiese dollar in die sak het. Ons is nou al 4 keer terug Suid-Afrika toe gewees om 'n bietjie van familie en vriende te gaan kuier, maar die ander kere wat ons nou kon toer het ons 'n bietjie Indonesië gaan sien, Bali en ons is Thailand toe en ons was Singapore toe gewees, 2 jaar terug toe ons Amerika toe en ons het vir 'n kort tydjie gegaan, net gou gaan sien hoe lyk Hollywood en Las Vegas. Las Vegas. So dis 'n stad wat nooit slaap nie. Warm dag, koue nag en die luggies is absoluut asemrowend. Ons is nou weer terug, dan gesels ons oor die gediertes in die water, daar by Natanya en Tiaan. Daar moet 'n mens liewer jou voete op droë grond hou. En later gaan ons na Suid-Korea, waar ons 'n Suid-Afrikaanse aktrise ontmoet, wat nou 'n onderwyser is. Ons kuier hier op CO.za by Tiaan en Natanya Haskin, daar in Darwin, Australië. Dit is baie warm daar, maar mens kan nie sommer enige plekke afkoel nie. Jy kan dalk net jou rieme styfloop. Met die hitte saamkom het natuurlik wil mense bietjie in die pragtige see kan swem. Daarin is aan die een kant afgekamp deur die mooiste oseaan. Ongelukkig kan ons nou net nie gaan swem nie want daar is baie krokodille. Krokodille is die hele wêreld vol. Hulle ja, daar's bordjies oral op om te sê jy mag nie swem nie, krokodille en Tiaan is baie lief daarvoor om te gaan visvang ook, so hy moet maar hoog op die klippe staan en maar die hele tyd uitkyk vir die krokodille. En natuurlik die box jellyvisse ook wat van die mees gevaarlikste en dodelike jellyvisse is in die hele wêreld. Ons is Crocosaurus Cove. Dit is nou 'n plek waar hulle nou al die krokodil goeders verkoop. Hulle het nou 'n lieflike skelet daarop en baie groot velle wat die mense nou ook kan koop. Dit is net so 'n tipe van 'n toeriste winkeltjie nou want omdat hier so baie krokodille is, lyk vir my nou maak elke ouetjie dan sy geldjie op die krokodilvelle, julle sien. Gevaarlike jellyvisse en krokodille. Dis nou nie vir my aantreklikhede nie. Maar wat is die ander kant van die saak? Wat is daar wat hulle geniet? Nou geen Suid-Afrikaanse braai is nou volmaak sonder 'n paar biere nie. Australië het 'n geweldige groot bierverskeidenheid, nê? Maar die verskeidenheid van biere hier het my verstom, want hulle het 'n klomp mikrobrouwerye hier so aan die gang en almal probeer natuurlik hulle eie hand om bietjie bier te brou. Die manne daar by die huis sal weet, Castles en al daai, hulle so ons hou baie van dit. Ongelukkig het hulle nie 'n bier hierso wat so lekker is vir soos 'n ou Zamalek nie, die ou Black Label daar in Suid-Afrika. Ek het nog nie enige gekry wat soos hy proe nie, so ek probeer maar nog soveel as moontlik biere proe hierso totdat ek daai Zamalekkie se naamhaak sal kry hier in Australië. Nadat hulle die land leer ken het, moes hulle 'n groot besluit neem. Gaan hulle bly of gaan hulle terug Suid-Afrika toe? Ons het in Australië aangekom, ons is nie lekker seker gewees of ons hier gaan bly vir altyd en wat ons planne gaan wees nie.
Die eerste stap natuurlik was gewees om permanent residency te kry hier in Australië. Jy mag eers 'n aansoek doen na 2 jaar wat jy in Australië is vir permanent residency. Ja. En sodra jy daai papiere het, dan kan jy eers na verdere 2 jaar aansoek doen om burgerskap te kry. So in daai 2 jaar dan wag 'n ou nou maar bietjie en leer die land beter ken. Dit het ons persoonlik so 6 maande gevat om burgerskap te kry vandat ons papiere begin loods het. Ons het nie ons Suid-Afrikaanse burgerskap opgegee nie. Nee. Ons het die opsie gehad om ons Suid-Afrikaanse burgerskap te hou, wat 'n groot genade is vir ons. So ons het nog steeds die Suid-Afrikaanse paspoorte en ook nou die Australiese paspoorte. Ons almal weet hoe lief Suid-Afrikaners vir ons sport is. Die groot vraag is, ondersteun hulle nog die Springbokke? Ons kry nog al die tyd vir die bokke en ons hou die vaandel hoog hierso. Elke keer as daar 'n rugby spel is aan die gang is, dan trek ons maar ons groen en goud aan hierdie kant en ons skree te lekker op die TV en ons hoop die bokke hoor ons daai kant want ons skree kliphard van hierdie kant af. Ons 7.za mense sing elke week dieselfde deuntjie. Al is dit vir hulle wonderlik om in hulle nuwe land te bly, sal maar altyd die huis te verlang. Ek dink die grootste ding van Suid-Afrika wat ek mis is natuurlik my ma se kookos. Daai stappe waarna mens is elke dag van jou lewe wat jy groot word, die reuk van jou ouerhuis, jou ouers, veral jou familie. Uit 'n ma se oogpunt kan ek vir jou sê, 'n mens wil eintlik maar altyd graag, ek dink enige mamma wil graag die kinders bymekaar hê, soos in met baie na aan jou hê. Maar 'n mens gun vir hulle die geleenthede wat hulle nou beleef wat ons as jong mense nie gehad het nie. En ons is ongelooflik trots op wat ons kinders bereik het aan die ander kant. Dan ook weer gun 'n mens dit vir hulle om hulle kinders groot te maak in 'n plek waar hulle altyd so veilig voel. Dis die beste ondervinding wat Tiaan en Nala nog kon kry is om in Australië toe te trek. Eers net vir ondervinding op die ou end, hulle het hulle burgerskap gekry en hulle gaan vir hulle 'n plaasie daar aan die kant koop wat hulle kan gaan opboer. En om met hulle kontak te maak is die maklikste deur WhatsApp of deur Facebook. Kan ons altyd met hulle gesels en Skype. Ek sien van daai walies wie se naalstringe eintlik vasgegroei het aan Tafelberg. So as ek hom nie sien nie, ek mis hom geweldig baie. Ons kyk baie foto's van Suid-Afrika en natuurlik Tafelberg kom altyd op. Ons het gebly naby Bloubergstrand, so ek mis daai huis geweldig baie. En ek mis die braais daar in Suid-Afrika geweldig baie. En die Black Label natuurlik. Ja. Ek wil hulle so graag sien. Ek wil in hulle oë kyk, ek wil hulle vashou, sodat ek kan sien hoe dit met hulle gaan. Ons mis hulle met ons familiebyeenkomste saam met Lenet en Elmarie en hulle gesinne wanneer ons saam kuier. Ek is mos afgetree, so ek kan verlang. Ek kan enige tyd verlang. Elke dag kan ek verlang. Natanja en Tiaan, die berg lyk juis pragtig vandag. En daar groet ons julle in Darwin, Australië. Wel, ons volgende stopplek is in 'n klein dorpie in Suid-Korea, waar 'n Suid-Afrikaanse aktrise skooljuffrou kom word het. Lulu Botha het so 'n jaar en 'n half gelede begin klas gee in die koue bergagtige dorpie Jecheon. Jecheon is toevallig die koudste stad in Korea. Nou, Jecheon is baie groter as waar ek nou bly. Ek bly nou in Hupol. Om vir jou 'n idee te gee, ons is net 6 buitelanders hier. Meestal ook Amerikaners en dan ek. En ons werk by al die skole in die hele gebied wat bestaan uit 5 verskillende klein dorpies. So dis baie klein, maar ek bly by die see. Ek bly op die ooskus in die Uljingun provinsie en dit is verskriklik mooi. Nou Korea word regtig koud. Verlede jaar het my foon se weer app gesê dit was -26. Dit word baie koud. En 4 baie definitiewe seisoene en die somer word ook baie warm, maar die winter is Siberies. Die plek waar sy groot geword het is ook bekend vir sy koue. Al vergelyk dit nie heeltemal met Jecheon se standaarde nie. Ek is oorspronklik van die Vrystaat, die Oos-Vrystaat, Bethlehem. En ek het omtrent die laaste sowat 10 jaar in Suid-Afrika in die Kaap spandeer en 18 maande gelede besluit ek wil baie graag reis. Ek het nog nooit van tevore gereis nie en 'n werk as 'n Engels onderwyser in Korea het
sin gemaak. Die lewe wat sy nou het is heeltemal anders as die een wat sy in Suid-Afrika agtergelos het. Hier by die huis het sy nie as 'n onderwyseres voor 'n groep kinders gestaan nie, maar self op die verhoog bevind. Ek het drama geswat by die Universiteit van die Vrystaat. In 2002 het ek my graad gekry en vir amper 13 jaar was ek 'n vryskut aktrise. En toe besluit sy om die wye wêreld in te vaar. Maar hoekom juis Korea? Ek wou eintlik Thailand toe gaan en ek het 'n aanbieding vir 'n pos daar gekry, maar die omstandighede in Korea is baie meer ideaal. Ons betaal byvoorbeeld nie huur vir ons woonstel nie. Dit is ingesluit. Ons betaal 3% belasting. En mediese sorg is baie goedkoop byvoorbeeld. So Korea is nie noodwendig die verbruikersvriendelikste land, dink ek, as 'n mens eers hier aankom nie, want niemand praat Engels nie, of bitter min mense praat Engels, en veral as jy soos ek in die platteland woon, is dit regtig moeilik om te kommunikeer. In my eerste jaar hier was ek by 'n privaat skool. Ek het grootendeels besluit om vir 'n tweede jaar te bly, omdat ek nou by publieke skool werk, en dit is baie lekker. Ek het omtrent 5 klasse per dag van 40 minute elk, en dan het ek baie tyd om my voorbereiding te doen, en ek werk by 2 verskillende skole, omdat hulle die onderwysers deel. Wat baie snaaks is, en wat vir my baie amusant is dat ek moet in 'n Amerikaanse aksent klas gee, want Korea is mal oor Amerika. Ek is nou hier by die bushalte in Pyongyang, waar ek werk. Ek is nou klaar vir die dag. Het word nou behoorlik koud en ek is op pad huis toe. So hier is die groot bushalte. Ek is nou omtrent 4:30 in die middag en die busse is altyd betyds, so myne gaan binne 'n paar minute hier wees. En dan sit nou naweektyd. Dit is net so 5 km van Pyongyang tot in Hupal. En dit neem minder as 4 minute om by die huis te kom. Baie mooi met die berge. Dit is nou winter hier. Om by 'n vreemde land aan te kom waar jy glad nie die taal kan lees nie, het nogal sy uitdagings. Byvoorbeeld, as jy by 'n winkel instap. Ons het gelukkig 'n lekker aanlyn winkel. Reg aan die begin verlede jaar, toe dit nou begin winter word, wou ek brei. En ek reken toe, dit gaan my deur hierdie koue dra, plus ek het 'n serp of 2 nodig. En ek is op die winkel se website en ek kry wol, want nou moet ek wol en breipenne kry. En ek sien toe 'n mooi kleur, en ek dink, as ek nou 'n lekker lang serp wil brei, moet ek so 4 bolle koop, so 4 bolle bestel. En hulle is vinnig hoor, hulle lewer af binne 2 dae, is dit op jou, by jou voordeur. Hulle los dit ook net by jou voordeur, want niemand gaan dit steel nie. Dit is 'n baie, baie veilige land. Niemand vat jou goed nie. In elk geval, dis ek baie opgewonde toe ek nou van die skool af huis toe stap, want my wol is dalk daar, maar toe is daar nie 4 bolle nie, toe is daar 40, want ek het nie 4 bestel nie, ek het 4 pakke van die wol bestel. Nou ja, ek brei nou nog aan daai wol. Sjoe, met 40 bolle wol kan 'n mens nog al 'n hele paar serpe brei. Na die breek gesels ons met Lulu oor Koreaanse kos. Ons kuier by Lulu Botha in Hupal aan die ooskus van Suid-Korea. Daar is sy 'n onderwyser, maar eintlik 'n passie is kos. Sy's 'n foodie. Ek het nou al min of meer alles probeer, behalwe die lewendige seekat. Hond gaan ek nie probeer nie. En ek kook nogal gereeld, omdat ek het baie hard probeer, maar nie so vreeslik lief is vir kimchi nie. Nou kimchi is al 'n honderde jare oue resep,
en dit is gefermenteerde kool. Eenmal 'n jaar maak al die vrouens kimchi en dan maak hulle genoeg vir die hele jaar. Dit word geëet oggend, middag en aandete. My dorpie, Hoepou, is bekend vir krap. Omdat ek by die see bly, hulle haal verskriklik baie krappe hier uit in die somer. Hier's 'n krapfees, 'n internasionale krapfees, want ons is so bekend vir die snow crabs. Nou, ek het nog net een keer gaan krap eet, maar dit was nogal 'n belewenis. Jy kies die krap wat jy wil eet, en dan sit hulle net so 'n pennetjie, druk hulle in sy kop in, en dan stoom hulle hom. Nogal lekker. Koreaanse mense eet basies alles. Hulle mors nie kos nie. So by my mark hier in my dorp is daar elke 5 dae, of elke datum met 'n 3 en 'n 8 in, is die mark oop. En dan sit die ou vrouens daar en hulle verkoop vars vis sover as wat jy kan sien. Een van die redes hoekom sy hier is om te reis. Sy is besig om een na die ander Oosterse land te verken. Ek was nog nooit by die huis van 'n Tekiris nie. Ek het op die 27ste April, op Vryheidsdag 2015 het ek geland, en ek is nog steeds hier. Ek het in my vakansies sover besluit om liewer in Asië rond te reis, omdat dit relatief maklik is en naby en goedkoop om te vlieg. Mense verlange huis toe vang jou so elke 3 maande, dan is dit rof. Maar dan kom die mens maar weer daar deur. Toe ek Korea toe kom, moes ek besluit waarheen om Sofia te stuur. Nou, Sofia is my hond en sy is 'n absolute vreugde. Die veearts het gesê sy is helfte Labrador, helfte Border Collie en helfte hond. Maar sy is bo enige twyfel 'n 100% persoonlikheid en sy is baie snaaks. So Sofia is toe na my ma toe en die twee het 'n absolute wonderlike tyd saam. Ek weet nie of ek haar ooit weer gaan terugkry nie, maar ek kan nie wag om haar te sien en met haar te speel nie. En so in die loop van die roetine wat 'n mens in 'n ander land skep, is daar soms iets onverwags wat 'n mens heimwee gee. En dan trek jou hart met 'n punt huis toe. Nou die dag het ek dit in my kop gekry om te begin draf deur die reislande, wat verskriklik mooi is hier 5:00 in die middag wanneer die son begin sak. Dit is geel en groen en ek bly in die middel van die berge. Dit is regtig mooi. En op die dag, toe sien ek kosmosse. Hier groei kosmosse. Ek dink toe dit is 'n Suid-Afrikaanse blom wat ons mos nou altyd in April sien in die Vrystaat, Maart, April. Maar ek het so nostalgies geword, ek was so hartseer, ek het erg verlang. Junie maand kom ek huis toe. En te danke aan tegnologie kan ons hier op Kousa mense se stories vertel. En daar groet ons van Natanja en Tian in hittige Darwin, Australië, en avontuurlustige Lulu wat reis en kook in Suid-Korea. Goed gaan julle. Maar voor ons loop, maak ons eers ons weeklikse CO.za video postkaart oop. Die program bestaan uit julle eie video's en foto's. Die postkaarte kom van mense wat al voorheen hulle stories hier kom vertel het. En hier is ons swart gesin op 'n tweede nuwejaarsdag op Stellenbosch in ons huis. Ons het 'n heerlike feestyd hier saam met mekaar deurgebring. Johannes was hier, hy werk op 'n skip. Hy is tydens sy verlof nou met ons gewees. Johan het sy groot verlof van Swede af. Bibi het pas klaar gemaak met haar graad en sy wil op die skepe gaan werk volgende jaar. En ek is sommer hier vir die bederf, kuier lekker lank. Bederf hulle, ek bederf myself en ek doen heerlike radio vryskootwerk in Afrikaans. Ek was verlede jaar betrokke by 'n radiostasie hier in die Weskaap, maar verjaar dan nou met 'n Pretoria se radiostasie en die lekkerte is dat ek kan dit doen vanaf Stellenbosch, van Stockholm, van my eie spasie of by die ateljee en dit is net so lekker om met mense in Afrikaans te kan praat. Om jou storie of 'n familielid se storie met ons te deel, skryf vir ons admin@visioninafrica.co.za en laat ons weet van mense wat landuit is. Ons webwerf is viatv.co.za. Soek vir co.za en Via TV op Facebook, YouTube, Instagram by die hitsteken Kousa Via.
Van my Ilana Afrika Bredenkamp tot 'n volgende keer wanneer ons Suid-Afrikaners opspoor wat die wêreld platreis. Totsiens.